Goeiemôre, wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre met elke luisteraar wat ingeskakel het en hierna luister te kan praat. Dis vandag 25 April 2026 en ek wil graag vir jou die volgende vraag vra en noodloos om te sê, dit is net so van toepassing op my, daarom praat ek eers met myself. Die vraag is wat ek wil vra, hoe lyk jou en my lewenswandel? Jy sien, liewe mens, dis baie maklik om te sê, maar Pieter, ek moet opstaan elke dag, ek moet gaan werk en ons het sekere verpligtinge om te doen. Heeltemal korrek, ek stem met jou 100% saam. Die vraag is net, doen ons dit volgens die woord van God? Of is ons so besig dat ons partykeer ook maar net miskien bietjie van die pad afdwaal en onbekeerde verlof vat? Jy sien, 1 Petrus 1:15 sê vir ons, soos hy wat julle geroep het, heilig is, so moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. In ons hele lewenswandel. Nie net wanneer dit ons pas nie. Nee, liewe mens, in ons hele lewenswandel moet jy en ek al hoe meer en al hoe meer heilig word. En dit beteken, om heilig te word beteken om aan die wêreldse dinge te onttrek. Dis wat die verklarende woordeboek sê. Hy sê inteendeel verder om afgesonder te wees van sonde en kwaad. Doen ons dit? Leef ons waarlik daarvolgens? Of is dit ook 'n kwessie van wanneer dit my pas? En ek sê dit met groot respek, liewe mens, moet my asseblief nie verkeerd verstaan nie. En dan sê hy in vers 16, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En daardie woorde staan 3 keer in die Bybel. Dit sê vir my dat die Here maak bemoeienis met daardie woorde. Hy wil hê ons moet al hoe meer en al hoe meer heilig word. Jy sien, liewe mens, daar staan ook in Spreuke 14:12 staan daar baie duidelik. Daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van dood. Ons mag dalk dink ons is op die regte pad, maar dis dalk miskien nie dit wat die Here vir jou en vir my instoor het nie, en dis dalk miskien onbybels. Hoeveel keer verloor ons nie dalk miskien ons humeur nie? Hoeveel keer wil ons nie dalk negatief praat van mense nie? Hoe lyk jou lewenswandel dan as ons daardie foute begaan? Ons moet so oplettend wees in wat ons doen en wat ons sê en spreek in ons daaglikse handel en wandel. Dis die wat Spreuke 3 vers 6 vir ons sê, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie vir jou gelyk maak. Dan sal ons koning jou vooruitgaan en daardie paaie vir jou en vir my gelyk maak. Ons moet hom net ken in letterlik alles wat ons doen. Dis hoekom daar staan in 1 Petrus 1:15, ons hele lewenswandel. Nie net wanneer dit ons pas nie, maar letterlik in alles wat jy en ek mag dink, mag spreek en of doen, moet ons hom ken. En dit bly 'n persoonlike keuse, liewe mens. Ek en jy kan. Ons moet net nougeset die woord van God nastreef en naleef. Ek wil jou vanmôre bemoedig, wanneer jy vandag beweeg, en ek praat weer eens eers met myself, en alles wat ons doen, laat ons 2 keer dink, voordat ons praat en doen. Baie dankie dat jy vandag na my geluister het. Shalom.